Voordat ons begin, kom ons maak net die oë toe en dan begin ons net op die regte manier. Ons hemelse Vader, U is die koning. Ons kan dink ons is 'n bietjie koning soos party charismatiese kerke miskien daaroor dink, maar ons is nie. Interessant dat die woord sê ons is eintlik korrup. Daar's nie veel wat ons na die partytjie toe bring nie, veel wat ons kan bied nie. Ons is partykeer bietjie vol van onsself en ons kan partykeer dink dat ons het baie om te gee, maar as dit nie deur die woord is nie, die filter wat U vir ons gee nie, die inligting wat ons by U kry nie, dan is daar nie regtig veel om te bied nie, maar ons sê dankie Here dat ons ook met mekaar gedagtes kan deel en in die woord ook die waarhede kan put en sommer maar net kan sê Here, dit hang van U af, daarom nie van ons nie, want as dit ons was, dan was daar nie veel om te bied nie. Dankie Here dat U met ons is. Ons bid vir U die boodskap, Here, dat U woord sal deurkom. En dit wat U vir ons wil sê, laat dit ook sal deurkom. Here, ons loof en ons prys U naam. Bid ook spesifiek vandag vir Dominee Bekes, wat ook 'n groot operasie het wat voor lê. Here, dit is nie 'n maklike ding nie. Niemand wat al ooit in die hospitaal was, behoort dit te geniet nie. Maar nog steeds, ons kan uitsien na verbetering vir hom en ons bid dat dit ook so sal wees. Here, dat hy ook gou sal aansterk na die operasie en laat dit ook 'n groot sukses sal wees. Here, en ons dink ook aan al die mense wat ons nou gehoor het, ook gebed nodig het. Dis al wat ons vir mekaar kan doen. Ons kan mekaar ondersteun, vir mekaar bid en die res lê in elk geval in U hande. Dankie Here vir U getroue liefde en ondersteuning en alles wat U vir ons gee. Amen. Alright, ons gaan lees uit Deuteronomium 6. So die wat 'n Bybel het, kan gerus oopmaak. Deuteronomium 6, geskryf deur Moses. Daar's ook party mense wat miskien dink dat dit nie spesifiek hy wat dit geskryf het nie, maar die boodskap is nog steeds deur hom. So ons kan met aandag sommer luister wat daar ook geskryf is. Deuteronomium 6. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders, jou beloof het. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here, onse God, is 'n enige God. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit en as jy op pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God inbring in die land wat hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode wat die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God by jou, sodat die toorn van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou teen die aarde verdelg nie.
te ver klink dit na 'n redelike ernstige boodskap. As ons niks verder hoor nie, die Here is baie ernstig. Julle mag die Here julle God nie versoek om soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy getuienis en sy insettinge wat hy jou beveel het, ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. Terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag soos die Here gespreek het. As jou seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienis en die insettinge en die verordeninge wat die Here ons God julle beveel het, dan moet jy vir hom sê, vir jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. En die Here het 'n groot en onheilbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. En hy het ons daarvan uitgelei om ons in te bring, sodat hy ons die land kan gee wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. En die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring, om die Here ons God te vrees, dat dit met ons altyd goed kan gaan, om ons in die lewe te hou soos dit vandag is. En dit sal vir ons die geregtigheid wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou, voor die aangesig van die Here, ons God, soos hy ons beveel het. Omtrent 'n mond vol. Ek wonder baie keer hoe het Moses al hierdie dinge onthou om dit neer te skryf, maar ek is seker hulle het redelik goed onthou. Maar kom ons spring weg. Eendag het 'n motorwerktuigkundige my die vraag gevra, Leon, wie gaan eendag by ons oorvat? Klink na 'n eenvoudige vraag. Kom ek gee 'n bietjie agtergrond. Eendag het ek by hom aangekom. Hy was 'n ou wat gespesialiseer het op Land Rovers. Dit natuurlik, Sarel sal dalk meer kan sê, maar 'n Land Rover is 'n interessante kar. Nie elke ou kan aan 'n Land Rover werk nie, as ek dit reg verstaan. Die ouens wat 4x4's en goeters doen, sal dan natuurlik sê, die een sleep die ander uit en so gaan dit aan. Maar nogmaals, hy het aan 'n Land Rover gewerk en toe ek by hom kom, toe sy besig met lood en met suur, besig om die radiator, die verkoelingssysteem reg te maak. En ek het die storie so gestaan en kyk en toe sê ek van, wat doen jy? En hy het my netjies verduidelik, en toe ek nou op 'n punt kom en ek verstaan so half, toe vra hy vir my die vraag, Leon, wie gaan by ons oorvat? Wie gaan hierdie goeders leer by ons? Sekere kennis kan maklik uitsterf as ons dit nie oorgee nie. Hierdie vraag het my onmiddellik laat wonder, wat deel ons met die volgende geslag? Watter waardes en kennis dra ons oor aan die jong mense? Doen ons genoeg vir die volgende geslag, of is ons te besig om net te oorleef? My eerste reaksie was, dat ons dit oordra wat ons meen, ons deur die jare self al geleer het. Kennis wat ons deur die jare opgedoen het. Ons eie kennis en wysheid is tog genoeg, en dalk selfs iets besonders. Dalk dink ons ook so, maar partykeer kan ons nog steeds meer oordra. Ons dra dit mos daagliks aan ons kinders oor, as iets wat hulle moet onthou vir die toekoms. En tog bly die gedagte by my spook, dat ons die verantwoordelikheid het om elke dag te sorg, dat ons kinders kry wat hulle nodig het, veral geestelike opvoeding. In ons skrifgedeelte is hierdie opdrag duidelik. Deuteronomium 6 het gesê, nee, het ons beveel, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Die skrifgedeelte praat vandag met die ouers en volwassenes, wat die woorde en die lewenslesse al behoort te geleer het, wat hierdie woorde en lewenslesse moet oordra aan die volgende geslag.
Dit praat ook met die jong mense. Met die jong mense. Wat die raad van die mentors moet hoor en volg. En julle dog is net die ou mense se verantwoordelikheid, nee. Wat is 'n mentor? Is dit jou gunsteling superhero? Julle ken mos superheroes, nee? Het jy nie 'n gunsteling nie? Miskien is dit 'n goeie ding. Gelukkig is dit nie die superheroes wat ons mentors is nie, want hulle bied nie eintlik veel vir ons as ons mooi daarna kyk nie. Kom ons gaan kyk, wat is die definisie van 'n mentor? 'n Mentor is 'n ervare en vertroude raadgewer of leidsman, iemand wat 'n minder ervare persoon adviseer en begelei. Dit is dus iemand wat 'n goeie voorbeeld stel deur sy of haar lewe, 'n vertroueling wat jou kan adviseer, ondersteun en rigting gee. Ongelukkig is 'n goeie mentor nie so maklik om te kry en te dikwels misluk ons as Christene selfs daarin. In gehoorsaamheid aan Christus behoort elke gelowige se lewe 'n goeie voorbeeld vir ander te wees wat hom of haar raak sien, maar veral vir ons kinders wat by ons moet leer, 'n voorbeeld van hoe om die lewe reg aan te pak. Dit is duidelik dat die deursnee ouers so besig geraak het met alles wat in hulle daaglikse skedule ingeprop word, dat hulle net nie genoeg tyd daarin spandeer om hulle kinders saam te nooi om te kom kyk wat in hulle lewenswêreld aangaan nie. Die opdrag in Deuteronomium 6 vanaf vers 7 sê, dat dit 'n natuurlike karakter by ons gelowiges moet wees. Kyk na vers 6 en 7. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek. Die woorde wat God beveel moet eers in jou hart wees. Hoekom? Sodat daar iets van waarde kan wees wat jy met die jong mense kan deel, wat jy kan deponeer. Die mentor moet dus eers selfervaring en geleerdheid opdoen. Die mentor moet ondervinding hê. Ons wat op die plotte bly, weet dat 'n boorgat sonder water beteken net een ding, en dis 'n probleem. So is 'n mentor sonder iets in hom 'n probleem. Ek en my seun was onlangs uitgenooi om te gaan kyk of ons belangstel in judo. Weet nie wie dit al probeer het nie. Dit was duidelik dat die afrigter sy storie geken het. Hy het na die les vir my gesê dat dit nie net gaan oor die tegniek nie, maar dat dit letterlik 'n lewenswyse moet word. Ek het nie heeltemal daarmee saamgestem nie, daar's 'n paar oosterse goeders daaraan gebonde, maar nogmals. Dit is natuurlik waar vir enige iets waarin jy goed wil raak. Jy moet baie tyd en aandag daaraan spandeer. Soos my ma se raad toe ek 'n jong skoolseun was en my tafels moes leer. Sy het vir my gesê, dat as sy my in die middel van die nag wakker maak en sy sê vir my, 9x9. Dat ek dit vinnig moet sê, vinniger as dit. Dit moes deel van my word, net so moet die woord van God ook deel van ons word, sodat ons goeie mentors kan wees. Deuteronomium 6 sê in vers 8, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Klink nie gemaklik nie. As jy iets aan jou hand vasbind en 'n band konstant tussen jou oë het, sal jy dit nie maklik kan miskyk of vergeet nie. Miskien moet ons ook dit wat belangrik is, so bietjie nader aan ons hou en met meer erns hanteer. Dit moet dus met baie energie deel van ons word. Kyk, hier is die mens wat as die wysste mens nog ooit beskou word. Wie was dit? Salomo. In Spreuke 4 vers 1 tot 4 sê hy, hoor, julle seuns na die tug van die Vader en luister om insig te leer ken, want ek gee aan julle goeie lering. Verlaat my onderwysing nie, want toe ek 'n seun was by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê,
Laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. As ons nie so Salomo se aardse vader, dit was Dawid, bereid is om tyd en onderrig terug in ons kinders in te ploeg nie, dan kan ons verwag om met kinders te sit, wat eendag met hulle eie gesinne nog steeds nie geestelike kos kan hanteer nie. Dit is baie frustrerend en hartseer om met iemand te gesels, wat al gevorderd moet wees en hy is nog net soos 'n kleuter. Die probleem is dikwels dat mense net nie wil luister na goeie lering nie. Die eie wil en begeertes oorheers alle denke en maak dat gesonde Bybelse raad nie die hoorder bereik nie. Ek gaan nou 'n woord gebruik, ek dink die ouer mense verstaan dit. Ek werk elke dag met 'n hele klomp jong latte. Wat is 'n jong lat? My broer het in die toevallig ook hierdie week, toe ons verby 2 jong ouens ry, toe sê hy, kyk hier 2 jong latte, toe weet ek, nee, is nie 'n vreemde woord nie. 'n Jong lat is iemand wat nog moet leer hoe om die werk reg, vinnig en veilig te doen. As ek sien hoeveel ouens se vingers seer kry, dan weet ek dat sommige lesse duidelik net op die voelmanier geleer word. Elkeen het sy eie idee van hoe dinge werk en daar is soms selfs goeie idees van hulle kant af. Soms het hulle baie leiding nodig en ander tye kan hulle gelos word. En dan kan hulle self probeer. Hang natuurlik af van hoe belangrik die werk is. Met elke dag wat verbygaan, verwag ek meer en meer van hulle. Die ervare ouens moet die jong latte leer, nie andersom nie. Om disse jong mens onder jou vlerk te neem en hulle te mentor, is noodsaaklik vir hulle, maar ook vir onsself. Hierdie begrip word mooi in Prediker 4 vers 9 verduidelik. 2 is beter as 1. Saam bereik hulle meer in hulle werk. As een mens val, kan sy vriend hom ophelp, maar as een val wat alleen is daar niemand wat om hom op te help nie. Wanneer ons jong mense mentor is hulle en ons nie meer alleen nie. Ons help hulle, maar daardeur help ons ook onsself om 'n beter toekoms tegemoet te gaan. Die Prediker gaan voort in hoofstuk 4 vanaf vers 12. As iemand die een aanval, kan albei hom teestaat bied en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Die waarde van hierdie tipe ingesteldheid is dus wanneer ons die jongelinge mentor deur die woord van God. Baie belangrik. So is die 3-dubbele lyn gevorm. Die leerling, die mentor en God as die meester. Vir volwassenes is dit ook 'n groot uitdaging om te bepaal wat hulle doel op aarde is. Hoeveel te meer vir jong mense? Ons almal soek antwoorde van tyd tot tyd en die verskil in die kwaliteit van die antwoord kan afhang van waar ons die antwoorde soek. My broer het eendag toe ons nog jonk was vir my gesê, ek moet uitgaan en my eie foute gaan maak. Toe sê ek vir hom, ek hoef net na hom en my ander broer te kyk om te sien hoe om dinge nie te doen nie. Hy het nie gedink ek is baie snaaks nie. As mentor is dit goed om soms stil te staan en die groot vraag van die lewe te vra en dan te probeer om die beste en eerlikste antwoorde te vind. Ons sal almal lesse leer tot die dag van ons dood. En selfs dan sal ons nie alles geleer het nie. Maar om ons jong mense aan hulle eie lot oor te laat is onbybels en veroorsaak 'n onsekere toekoms. En glo my, as ons dit nie vir hulle leer nie, die wêreld sal dit vir hulle probeer leer. Hoe kan ons goddelike manne en vroue vir die toekoms verwag as ons nie goddelike mentors is nie? Hier is dit belangrik om na Paulus se briewe aan Timoteus te kyk. Paulus het nie die jongman Timoteus gelos om alleen deur alles te gaan nie, maar het as mentor opgetree sodat Timoteus sy doel kon uitleef.
In 2 Timoteus 3 vers 14 en 15 skryf Paulus die volgende: Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte kan ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Dit is opvallend dat Paulus nie twyfel in die lering wat hy aan Timoteus oorgedra het nie. Ons kan hierin aflei dat ons as mentors geen twyfel moet hê in wat die Heilige Skrif vir ons leer nie. As ons nie self oortuig is van die waarheid nie, ek het dit sommer dubbel onderstreep, as ons nie self oortuig is van die waarheid nie, kan ons dit nie van ons kinders oordra nie. En hier gebruik ek nou 'n voorbeeld, 'n verkoopsverteenwoordiger, 'n sales rep, die wat dit verstaan, kan net 'n produk verkoop wat hy self in glo. My pa trokke verkoop, en toe ek hom vra, hoekom verkoop hy MAN trokke? Toe sê hy, want daar is nie 'n beter trok nie, dit is die beste trok. Dis 'n goeie trok. Wat staan ons dan te doen om die jong mense voor te berei en hulle reg te kry om oor te neem? Ja, want hulle gaan oorneem. Hier is 4 punte om in ag te neem. Daar is sekerlik baie ander idees wat hier bygevoeg kan word, as dit by opvoeding en onderrig kom, maar in breë trekke help die volgende gedagtes. Gee 'n rede, wees 'n voorbeeld, lê 'n fondasie, volg op en bou. Punt nommer 1, gee 'n rede. Moet nooit aanneem dat almal altyd weet waarom hulle doen wat hulle doen nie. Dink nou weer aan die jong latte. Jy moet nie dink hulle weet wat hulle doen altyd nie. Glo my, die jong manne by die werk weet ook nie altyd hoekom hulle doen wat hulle doen nie. Maar daarom het die vriendelike oomies met ondervinding, gelukkig is hulle daar om hulle regte leer. Nie altyd op die vriendelikste maniere nie, maar daar is ondervinding tussen hulle. Maar soos met elke vraag wat tel, moet ons kyk wat die woord sê. Spreuke 4 vers 4, gee 'n rede, dit sê, dat jy sal lewe. Kyk gerus hoeveel mense nie aan die gang kan kom nie. Hulle probeer elke nou en dan 'n nuwe stokperdjie, en dan as die gevoel oorgaan, dan is die rede verby. En dan probeer hulle 'n volgende stokperdjie. As ek die rede verstaan hoekom dit vir my belangrik is om God se woord deel van my daaglikse bestaan te maak, dan moet ek ook seker maak my huisgesin verstaan die rede. Anders is hulle rede dalk net, want pa sê so. Nie 'n goeie rede altyd nie. Miskien is dit. Jesus het ook 'n rede gegee hoekom ons hom kan glo. Hy sê, ek het gekom dat julle kan lewe en oorvloed kan hê, soos wat in Johannes 10 vers 10 opgeskryf is. Ons eerste rede moet altyd wees om die Vader te behaag, soos Jesus in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Om te lewe beteken dus altyd Jesus. Verstaan dan nou, dat ons rede dis altyd in Jesus begin en eindig, want hy is die weg na die lewe. In Markus 8 vers 22 tot 26 was die blinde man van Betsaida, en Johannes 9 vers 1 tot 12 se man wat blind gebore was, sy lewens donker, en was die vooruitsigte vir 'n gerieflike lewe net so donker. Maar toe ontmoet hulle iemand nuuts, toe ervaar hulle iemand nuuts, toe hoor hulle iemand net, en toe word hulle iemand net. En toe het hulle die rede om te lewe. Hulle het Jesus ontmoet. Hoekom? Want toe het hulle die weg na die lewe ontmoet. Punt nommer 2. Wees 'n voorbeeld. 'n Lewe as mentor moet gesien kan word deur hoe jy optree. Ons behoort iets van waarde agter te laat. Wees die beste voorbeeld vir die kinders soos wat deur die woord voorgeskryf word. Dit klink maklik, of dalk nie. Maar as jy dit inoefen, behoort dit
die standaard van jou lewe te wees. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Word 'n praktiese voorbeeld, wat wys hoe die woord en byvoorbeeld besigheidsbeginsels saam kan werk. Dit is belangrik, ek het al my kinders saamgevat werk toe. Is ons skam om hulle saam werk toe te vat as hulle sien hoe ons met die mense praat? Sommige net 'n gedagte. Of kan ons hulle saamvat en ons gaan nie eers skaam daaroor wees nie? Ek moet miskien nie nou die vraag vra vir my seun nie en my dogter nie, maar in elk geval, mense raak kwaad. Eric Lindell, die bekende sendeling en Olimpiese atleet, het gesê, waar ons ook al gaan, bring ons mense of nader aan Christus, of ons vervreem hulle van hom. Daar is niks grys areas nie. Of jy leef Christus, of jy leef die wêreld. Nothing in between. Mag ek Engels praat? Die twee blindes in die boeke van Markus en Johannes, wat genees was deur Jesus, het hulle oë oopgemaak en die beste voorbeeld gesien vir Jesus self. Wow, what a sight, daar gaan ek alweer in Engels. Hulle het die voorbeeld van voorbeelde, die mentor van mentors ontmoet. Dus, as ons sukkel om goeie mentor voorbeelde te wees en om meer soos Christus te lewe, het ek die volgende raad. Oefen dit in, dag tot dag, sodat ons meer soos God kan wees, soos Jesus kan wees. Daar is geen kort pad nie. Punt nommer 3, lê 'n fondasie. Die diepte van jou fondasie wat met die woord gevul behoort te wees, bepaal die geloofwaardigheid wat ons hoop om oor te dra. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Orals. Moses het reeds in die Ou Testament al aangeteken, dat 'n fondasie net deur die konstante lees en oordenking van die woord gelê kan word. Die twee blindes het die woorde van Jesus, die rots van alle fondasies, gehoor. Hulle moes sekerlik leer om baie dinge weer van vooraf te begin doen, nadat hulle genees is. Hulle was weer soos kinders, net soos in Matteus 19 vers 14, waar Jesus vir sy disippels sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Net so het die blinde mans in een oomblik weer kinders geword. Afhanklik van Jesus se genade, maar ook vry van die verlede. Jesus se plan was om hulle 'n positiewe toekoms te gee. Nie soos die charismatiese kerke wat alles beloof en niks bied nie. Maar die ware lewe. Daar was 'n opgradering in hulle fondasies aangebring. Hulle wêrelde wat vooruit bestaan het uit die een plekkie waar hulle neergesit was om te bedel, want dit is waarskynlik wat elke dag gebeur het. Neergesit, bedel, hulle lewe. Het verander in die wydheid van die wêreld. Wat hulle met die res van hulle lewens gedoen het, sal ons nie weet nie. Maar, dat hulle lewe skielik vol was met potensiaal, dis verseker. Hulle sou nou verseker anders na die wêreld kyk as voorheen. Hulle fondasies was gelê, gereed verbou. Punt nommer 4. Volg op en bou. Ek moet net waarsku, my preek is nie naas en by so lank soos in die week is en so, ons maak amper klaar. Volg op en bou. Spreuke 4 vers 27 waarsku ons, wyk nie links of regs af nie, hou jou voet ver van boosheid. Ons as ouers moet ook seker maak dat ons kinders hoor dat daar hoop is en dat hulle op ons ondersteuning kan staatmaak. Al wyk hulle ook links of regs of watse rigting ook al na toe af. Ons het 'n boodskap wat ons moet agterlaat deur die woorde wat ons praat.
maar meer belangrik, deur die voorbeelde van ons lewens. Hou aan belangstel, volg op met belangstelling, op wat met hulle lewens aangaan. Ons sal hulle soms moet herinner, dat hulle ver van boosheid af moet bly. Ons het 'n baie groot verantwoordelikheid, om ons kinders en jong mense vir die lewe voor te berei, en elke ouer wat die beste vir hulle kinders wil hê, dis tog natuurlik. Kom ons vat dit saam. Kom ons begin deur ons kinders te leer, en om ook anders te kyk na die toekoms. Kom ons leer die rede vir ons kinders, wees die voorbeeld wat geloofwaardig is, lê die fondasie op die rots wat Jesus is, volg op en bou, stel belang in mekaar se lewens. Nog een gedagte. Ek onthou wat Louis Malherbe gesê het, hy het 'n reeks gehad, maksimum man, maksimum vrou, maksimum gesin. Ek weet nie wie hom ken nie, hy is omtrent daar van die 80er jaar, as ek nie verkeerd is nie. Hy kon nogal lekker gladde bek wees. Hy het gepraat van die pierings wat moet oorloop. Ons is baie belangrik, laat ons al hierdie dinge wat ons met ons kinders deel, begin by jou eie huis. Hy het gepraat van die piering, van die koppie wat moet oorloop in die piering wat jou gesin is. Van die piering loop dit oor op die tafeldoek. Van daar af loop dit van die tafel af op die vloer wat die wêreld is. Begin by die pierings. Ek hou van die idee van 'n fontein. Ons moet meer van 'n fontein wees as net 'n boorgat. Boorgat loop nie sommer oor nie. As hy oorloop, is dit 'n baie sterk boorgat. Ons moet oorloop van dit wat ons wil bied. As ons nie oorloop nie, dan moet ons seker maar soos 'n boorgatpomp begin suig na iets sê. Maar kom ons loop oor van die woord. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, niks bied meer hoop as jy's 'n fontein nie. As ons kyk na hierdie hele wêreld waar ons bly, elke tweede naam is fontein. Die fontein en daai fontein. Dit gee mens hoop. As ons deur die Karoo ry en ons kry 'n plaasnaam met Dorrit of iets soos dit, minder hoop. Here, maar u woord is 'n fontein, amper meer as 'n fontein, is 'n tsunami. As ons gaan poog om droog te bly in hierdie fontein of in hierdie tsunami, ons moet oorweldig word deur die woord, sodat ons dit kan uitleef, kan uitdra na ons kinders toe, na die wêreld toe. Here, help ons in hierdie week, sommer in hierdie ons hele lewe wat voor lê. Laat ons sal deel, sal oorloop, sal borrel. Miskien so 'n bietjie irriterend sal wel wees selfs. Totdat die wêreld ons nie kan ignoreer nie. Here, U is die rots waarop ons bou, die fondasie van fondasies, die mentor van mentors, die voorbeeld van voorbeelde. Mag ons U in ons daaglikse Bybelstudies en in die woord vind. En mag ons opgewonde wees deur dit wat ons in die woord vind. Here, ons bid vir hierdie week, wees met ons, dra ons, en hou ons veilig, laat ons ook nog 'n week kan deurgaan, en volgende week weer by mekaar kan wees. In Jesus naam, amen.